Kom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke bye in eeuwe ouwe taal? Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Vriende, hartlik welkom by ons Kersdagdiens. Dit is 25 Desember 2020. Jy sal sien die kersboom hier agter my en ek hoop ook die kinders het sommer wonderlike geskenke gekry. Ons vier vandag Kersfees, die fees van Christus se geboorte. Toe God se seun mens geword het en onder ons kom woon het. Terwyl ons hierdie kerse aansteek vandag, dank ons God vir die hoop wat ons van hom ontvang het, vir die vrede wat hy ons skenk, vir die vreugde wat hy in ons harte uitstort, vir die liefde waarmee hy ons verlos het. Ons dank God omdat hy sy seun aan ons elkeen gegee het. Ons dank hom omdat sy lig deur Christus in die wêreld ingekom het en dit vir ons moontlik maak om tot die lig te kom en as verlostes in die lig van Christus te kan lewe. U is Immanuel, U is God met ons. U is vir ons die bron van lig en lewe. Geringe klein dorpie en duister gehou, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. Hoogheid
Kinders besing met 'n vrolike stem die klanke van ons verlosser uit Bethlehem. Kersfees, 'n dag van vreugde, 'n dag waar families moet saam wees, moet saam eet en saam kuier, waar ons vir mekaar geskenke gee en die vreugde van Jesus se geboorte saam vier. Maar Kersfees lyk hierdie jaar anders. Net die feit dat ons vanoggend 'n video-opname het en 'n steunboodskap moet uitstuur om ons mense 'n geseënde Kersfees toe te wens. Vir hierdie jaar het ons nog in 'n stampvol kerk gesit. Hierdie jaar sit ons by ons huise en voel weer ingehok. Ons dink sommer aan die jaar as die jaar van slegte nuus. Mense wat telkens moes hoor hoe dinge net verander, sonder dat hulle enige beheer daaroor het. Dink sommer aan ons kinders wat hierdie jaar 'n klomp dinge moes prysgee. Die slegte nuus dat daar nie sport gaan wees nie. Die akademiese jaar wat anders uitgespeel het. Sosiale geleenthede wat ingeperk is. Ek dink sommer vanoggend ook aan 'n klomp mense in die Grendeltyd veral wat in 'n ongesonde huwelik vasgevang sit. Dink sommer aan mense wat gesinsgeweld moes beleef ook in hierdie jaar. Dit ook moes trotseer in hierdie Grendeltyd. Ek dink vanoggend ook aan mense wat sukkel met depressie. Die swart monster wat sy kloue in hulle ingeslaan het. En elke keer met nuus wat net meer en meer opstapel, slegte nuus, dat hulle net al hoe dieper en dieper in hierdie donker put afsak. Die slegte nuus van korrupsie, self in 'n tyd toe ons mense afhanklik was van tersgeld, gesinne wat verliese gely het. Ek dink sommer in hierdie tyd hoe hulle emosioneel moes afstand doen, ook van hulle geliefdes. Besighede wat hulle deure moes toemaak hierdie jaar, omdat hulle net nie hierdie jaar hulle deure kon oophou nie. Mense wat verliese gely het finansiëel, emosioneel, op verskillende vlakke. En COVID-19 wat steeds besig is om ons uit te daag op baie, baie vlakke. Ons vier juis Kersfees terwyl hierdie infeksietellings net toeneem en in die hoogte inskiet. Die vrees van siek word, veral mense met onderliggende siektes. So kan ons aanhou en aanhou en ons kan die jaar 2020 sien as 'n jaar van slegte nuus. Slegte nuus wat ons vasgryp en wat ons vashou. Israel was verskeie kere was hulle in donker tye in hulle geskiedenis. En hier in die eerste klompie hoofstukke van Jesaja is hulle in ballingskap. Vriende, Israel sit ingehok in 'n vreemde land. Hulle is ontneem van alles wat aan hulle bekend is. Die werklikheid is, dit was hulle eie skuld. Hulle was ongehoorsaam. Maar dan lees ons, kom daar 'n groot lig in die donker land. Ons lees daarvan in Jesaja 8, vers 25, en dan lees ons ook verder in hoofstuk 9. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sibelon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn.
Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd laat geskied. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die belofte aan 'n ewige lig wat nooit uitgedoof sal word nie. Jesus, die Seun van God, binne hierdie chaos word die belofte van sy geboorte aangekondig. Binne hierdie slegte omstandighede kom daar goeie nuus vir die Israeliete. Kom die blye boodskap. Kyk, julle sal sien in Bethlehem in Judea word hy, God se seun, gebore. Baie mense sit ook binne die chaos van hierdie jaar vas. Baie mense het ook hoop begin verloor en sukkel om die lig te sien. Maar die lig skyn die helderste in die donkerste tye. Sy effek is juis dan die grootste. Jesus is gebore in 'n baie moeilike tyd van Israel se geskiedenis. Die Romeinse ryk wat met hulle wrede strategieë aan bewind was. Vir hulle was die geboorte van Jesus ook nou nie juis goeie nuus nie, maar wel 'n bedreiging. Ons sien hoe Herodes dan gaan en ook die seentjies van 2 jaar en jonger laat doodmaak. Ons sien die moeders wat huil oor hulle seentjies wat vermoor is. Jesus se geboorte lok verskillende reaksies by verskillende mense uit. Die geboorte van Jesus is die goeie nuus, vir hulle wat in hom glo, wat hom erken en sy geboorte wil vier. Die goeie nuus wat ons nou nodig het, ook in hierdie tyd, ook in hierdie jaar wat so de mekaar was. Goeie nuus in 'n ingehok wees tyd, fisies maar ook emosioneel. In ons verliese wat ons gelei het hierdie jaar, kom Jesus, die lig in 'n donker wêreld. Die lig wat skyn oor die vlaktes. Jesus wat gesien en aangekondig word sy geboorte deur die herders, die getuies uit die verre verlede. Die engele wat sing, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Die helder stem van 'n baba seun wat huil in 'n krib, 'n stemmetjie wat hoop bring, wat uitroep, ek is Immanuel, ek is God met julle, God met ons. Jesus word gebore in die donkerste nag, ook in ons eensaamheid, in ons vasgeloopdheid, is hy by elkeen van ons, is hy Immanuel, God met ons. Niks kan sy teenwoordigheid van ons wegneem nie. Dit is die goeie nuus van Kersfees 2020. Maak nie saak hoe sterk die storms is nie, hoe donker jou nag is nie. Jesus se nabyheid sal nie verdwyn nie. Jesus se geboorte help ons om verder te kyk as hierdie jaar, as 2020. Jesus is die hoop in ons donker wêreld. Israel het reeds al eeue gelede gehoor, maar ons moet dit weer vandag van mekaar sê. Ons moet dit weer vandag hoor. Jesus, U is die lig in ons donkerste nag. Ons sal op U uitkoms steeds bly wag. In 'n stal in Bethlehem hoor ons U daardie nag, U stem. U is met ons, Immanuel. Niemand kan U oneindige liefde vir ons steel. Help ons om te glo
U is vandag hier, waar ons nou U geboorte sal kan vier. Jesus kom verlig ons lewe, ons donker lewe. Hy roep ons om dieselfde te doen. Ons raak die boodskappers van sy goeie nuus, die boodskappers van lig, ligdraers lees ons in Filippense 2 vers 12 tot 18. In 'n jaar waar slegte nuus baie van ons ondergekry het, moet ons die goeie nuus van Jesus se geboorte, Jesus se nabyheid gaan verkondig. Daar is niks beter om te hoor dat God met ons is nie, dat God Immanuel is nie. Kom ons gaan verkondig, kom ons gaan vertel van die goeie nuus vandag. Kom ons gaan skyn sy lig in 'n donker wêreld. Ons sluit af met die wonderlike lied, 'n lied wat ons herinner aan Kersfees, stille nag, heilige nag, die boodskap wat ons elke dag so nodig het. Mag u, wanneer u die lied hoor, en u saam met die familie is daar by die huis, mag u 'n geseënde Kersfees hê, en mag jy onthou dat God is Immanuel, God met ons. Amen. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, voort uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nag, heilige nag, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor, hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Stille nag, heilige nag, Jesus hier voor u maag, voor u ryk moet die duisternis swik, tot in ewigheid bly die lig. Juich die redder is daar, juich die redder is daar. Jesus, onze redder is daar.